Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Soos ek vir julle gesê het, vanoggend se skrifgedeelte kom uit Galasiërs, hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot 26. Maar voor ek vir ons lees, kom ons maak ons oë toe. Here, dankie vir u woord, dankie vir die geleentheid, dankie vir die handjie vol gee, dat die gemeente hier mag groei. Dat het mag groei tot eer van die naam, dat gelowiges sal aansluit, dat mense gevoed sal word met die kosbare woord. Dankie vir die geleentheid wat ek het, om die woord nie te mag bring, en ook waar ek vanoggend toen krag gepreek het, Here, wil ek ook met hulle ook aansluit hier in gebed, en ook vir hulle kom opdra, en vir oom Niels, wat een rugoperasie gehad het, Here, dat u vir hom sal aanraak. Ook vir siekes daar by hulle. Dat die naamlys wat gelees is, Here, dat ons as gelowiges hulle na u toe kan bring. So bid ek ook vir ons, Here, as daar dalk siek is, dan Mimi wat sê, sy is so 'n bietjie ongesteld, Here, dat u vir haar sal aanraak. Maar dankie dat hulle gekom het, en spyte daarvan. Dankie vir elkeen wat gekom het. Seën hierdie woord ook, Here, waar hy ook sal uitgaan, dat dit mense sal bereik, mense se harte, se lewens sal aanraak, nie omdat ek preek nie, maar omdat u o Gees van God, ook so glo ek, deur my, ander mense se lewens aanraak. Daarom vra, sal ook so my lippe, in Jesus naam, vra ek het. Amen. Galasiërs 5, ek lees daar vanaf vers 13, julle broers, ek kan ook sê susters, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik, as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dat julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God as erfenis nie verkry nie. Sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of
op mekaar afgunstig wees nie. Tot sover. Vanoggend se tema, wat julle ook dan op die groepie gesien het, die werke van die vlees teenoor die vrug van die gees. Ek kan dit dalk vanoggend ook so sê, dis hoe iemand lyk wat Christus nie ken nie, teenoor iemand wat vir Christus ken. Paulus kon dalk vir die Jode ook gesê, hierdie eie poging van die mens om vir God te behaag deur die wet, bring voort werke van die vlees. Teenoor dit wat die Here Jesus kom doen het vir sy kinders die gees gebring, wat in my en jou kom woning maak het, sodat jy in jou lewe die werke van die Heilige Gees mag voortbring. Ek wil eintlik sê, dis eintlik as mens nou die evangelie of die hele Nuwe Testament vat, 'n paar dinge, veral Johannes wat in sy evangelie sê, dit is eintlik lig teenoor duisternis, dis God teenoor vlees, lewe teenoor dood. Nou wil ek graag vanoggend vir een en elkeen van julle kom vra, of kom sê, hoor wat die Gees vir jou wil kom sê. Ek wil eintlik vanoggend vir jou sê, kom toets jouself in die lig van die skrif. Nie wat ek as mens wil kom sê nie, maar wat die woord deur die Gees vir die gemeente wil kom sê. En vir julle wat ook vanoggend dan luister na hierdie boodskap. Ek wil vanoggend vir jou kom vra, en ek sluit myself vanoggend daarby in. Waar staan jy as kind van God ten opsigte van dit wat ons vanoggend gelees het in die woord van die Here? Wat wil die Here vanoggend vir my en vir jou kom openbaar na aanleiding van sy woord? Ek sou ook vanoggend kon sê, hierdie gedeelte gaan ook oor, is jy dalk vleeslik in jou lewe, as kind van God, of is jy al geestelik in jou lewe? Nie dat ek vanoggend wil sê, die werke van die vlees wys hoe lyk 'n vleeslike Christen nie. Want Paulus skrywe hierso in hierdie stuk wat ek vir julle gelees het, vers 21, die wat sulke dinge, dan praat hy van die werke van die vlees, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, sê die ou vertaling. Met ander woorde, ek wil vanoggend vir jou kom vra, en ek sluit myself daarby in, groei jy in jou geestelike lewe? Of wil jy dalk vanoggend vir my sê, ek het gestagneer in my geestelike lewe? Of dalk soos die Engels sê, dalk het jy bietjie gebackslide in jou geestelike lewe. Vers 13 en 14 skrywe Paulus, julle is tot vryheid geroep, dien mekaar in liefde. Hierdie liefde wat God deur sy Gees in ons, sy kinders se harte uitgestort het, deur die wedergeboorte. Ek het al baie vir julle dit gesê, die agape liefde, né? Liefde wat nie aan my en jou behoort nie, maar die liefde wat die Here vir ons kom gee, God se liefde. Ek en jy is vrygespreek, is eintlik wat Paulus hier in Galasiërs kom skryf, van die seremoniële wet. Dit wat die Ou Testament geleer het, die offers en daai goed wat gebring is, want Christus was die eenmalige volmaakte offer. Maar ek en jy as gelowiges staan nog steeds onder die morele wet. Ek wil eintlik vir jou eenvoudige taal kom sê, hy het sy wet op my en jou hart kom skryf. Dis nou nie meer 'n menslike poging nie,
maar deur sy Gees word dit nou in my en jou hart gewerk. Omdat ek hom lief het, want hy het my eerste lief gehad, gaan ek nou dood wees vir die sonde, gaan die sonde nie meer oor my heers. Met ander woorde, die angel van die dood, die angel van die sonde, het Christus vir my en vir jou kom wegneem. Die sonde gaan nie meer heers oor ons as gelowiges nie, dis die verskil. Hy wat sonder Christus is, die sonde heers oor daardie een se lewe. Mens sien dit aan die vrug van die vlees, of dit wat die vlees voortbring, dat sonde heers oor 'n mens. Wanneer die Here jou kom vrymaak, dan heers die sonde nie meer oor jou as mens nie. Nie uit myself nie, maar deur God se Gees wat in my en jou woon. Daarom skryf Paulus, die ou vertaling, gebruik my julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. God se liefde, nie my liefde nie. Hierdie selfde liefde wat die Vader vir sy seun het, daardie liefde toe hy aan die kruis gehang het, daardie selfde liefde wat hy vir my en vir jou het, toe hy aan die kruis gehang het, ter wille van ons. Ons weet, sy liggaam is ter wille van my en vir jou verbrysel. En sy bloed het gevloei, sodat jy vrygemaak kan word van die ewige dood, oor die sonde wat in die mens heers. Hierdie daad van Christus, Paastyd, was sy volkome en volmaakte liefde teenoor sy Vader en ook teenoor ons as sy kinders. Leef, dan sê Paulus, leef as kind van God in hierdie vryheid. Dis waarvan hy praat, dit wat Christus Paasfees vir ons gebring het. Leef in daardie vryheid van sy liefde, met die wete wat hy vir ons gedoen het. Daarom word die wet vervul in Christus. Daarom kan ek medegelowiges lief hê. Daarom kan ek ook hulle lief hê vir wie Christus gesterf het. Daarom kan ek met ander oë na my medemens kyk. Verse 16 tot 18 in die ou vertaling. Ek weet, hoor wat skryf Paulus. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Paulus sê, eintlik kind van God, jy het die Heilige Gees wat in jou woon. Dan hoef jy nie die begeerlikheid van die vlees te volbring nie, of te doen nie. Dan sê hy, hoekom? Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil doen. Ons is vrygekoop. Ons is nou die slawe van die Here Jesus. Ek is nie meer my eie baas nie, maar Christus het nou die reg op my lewe. Vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Die wet wat die Ou Testament gebring het. Maar Christus, die Christus se gebod is in my hart geskryf. Ek sal lief hê omdat hy my eerste lief gehad het. Ek sal nie dit verkeerd doen nie, omdat hy my lief het, omdat hy my gesterf het aan die kruis. Wat staan hierso? Wat sê Paulus? Wanneer ek sy kind is, gered is, gewas is in sy bloed, ek het deur Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker, dan is sy Gees in my. Johannes skryf in sy eerste brief,
in Johannes 3, want hy sê, hieraan weet ons dat ons sy kind is, hy het ons sy gees gegee. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat die woord so sê. Dan is sy gees in my, en hy leef in en deur my en jou. En as ek sy kind is, dan lyk ek nie soos die wêreld. Dan doen ek ook nie soos die wêreld nie. Want hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Die twee kan nie by mekaar uitkom nie. Die twee kan mekaar nie ontmoet nie. Daar's geen middeweg tussen hierdie twee. Die enigste middeweg tussen hierdie twee is die kruis van die Here Jesus. Dis die enigste middeweg. 'n doringboom kan tog nie vrugte dra nie. Net so kan 'n vrugteboom ook die dorings dra. Daarom wil ek vanoggend bietjie stil staan by die werke van die vlees teenoor die vrug van die Heilige Gees. Vers 20 is daar 3 terme wat in die nuwe vertaling gebruik word. Die ou vertaling gebruik 4. En dit het hier te maak met die seksuele. Die Griek, onder andere een van die Griekse woorde wat Paulus hier gebruik, is die woord porneia. Dit kom eintlik neer op perverse seksualiteit. Pervers wees. Ek wil dit eintlik met 'n mooi voorbeeld, ek het baie lank terug 'n mooi voorbeeld gehoor. As Debbie vir my nou 'n mooi rooi pot gee, moet grond en 'n roos in, 'n rooi roos. En ek sit daardie mooi pot in my huis met hierdie mooi rooi roos. Is so seks binne die huwelik. Maar as ek hierdie selfe pot vat met daai selfe rooi roos en ek gooi hom stikkend in die stikkende pot lê daar met die rooi roos in die grond, is so seks buite die huwelik, die seksuele buite die huwelik. Ons is seksuele wesens. Dis so. Die Bybel leer dit ook vir ons. Maar die Here het bedoel dat dit so sal wees binne sy grense, binne sy perke wat hy gestel het. Dan sê Paulus verder, maar dit is baie interessant. Wat ek net eers hierdie doen. Oorspel, ongebondenheid, losbandigheid. Wanneer 'n getroude en 'n ongetroude in 'n verhouding staan, gewoonlik in 'n seksuele verhouding, dis daai pot met stikkend op die grond lê. Is net so wanneer 2 ongetroudes ook verkeerd lewe. Hoerery, onsedelikheid, onreinheid. Wanneer ek as mens my besig hou met pornografie. Ek sê weer, ons is seksuele wesens. Dis die Here het ons ook geskaap. Maar die Here het dit bedoel soos daai roos in daai pot, dis hoe hy dit bedoel het. Paulus begin, as hy praat van die vlees, begin hy hierso hierdie sonde, die seksuele sonde. Die Here het die daad bedoel binne die huwelik. Nie net omdat die gemeente in Galasiërs, wat eers 'n heidense gemeenskap was wat tot geloof gekom het, so geleef het. Paulus skryf hierdie dinge. En ek glo met my hele hart, naas onvergewensgesindheid, is hierdie 2 sondes baie groot in baie mense se lewens. Selfs ongelowiges vier dit hoogtyd. Vers 20. Afgoderry. Enige iets, ek het dit al vir julle gesê, ek glo julle onthou dit. Enige iets belangriker as God in jou lewe is 'n afgod in my en in jou lewe. Towery.
Huisgenoot. Kyk 'n huisgenoot. Aanpallings lees. Towery. Of van hierdie, wat sê Gypsy, wat hierdie balletjie nou lees in jou toekoms. Towery. Dis oop deure wat ons gee vir die duiwel. Ek het selfs gehoor in 'n ander gemeente, ek nou nie die gemeente se genaam noem nie, van wit Afrikaner boere wat sangomas besoek het. Van wat se maand jy gebore? Het jy al mooi gedink daaroor? Maak nie saak wat se maand jy gebore is gebore. Jou seun hang nie af van wat se maand jy gebore is. Jou seun hang af van wat die Here vir jou gee. Ons voorspoed lê nie in geluk nie, ons voorspoed lê in die Here. Verwagting is in die Here. Jy leef in voortdurende vyandskap, twis met almal. Saam met dit is jy jaloers. En baie keer is daardie jaloersheid nie duidelik sigbaar nie, maar diep hier binne. Maar daai jaloesie wat in jou hart leef, bring twis en vyandskap na vore. Ek hou nie van daardie een nie. Jy leef in vyandskap met mense, dalk veral met hulle wat jou te nagekom het. Dit bring woede en risie na vore. Dit veroorsaak verdeeldheid in jou hart met mense rondom jou. Nee, dominee, is nie hulle nie, is ek. Ag, dis nie ek nie, dis hulle. En wanneer daardie een se naam genoem word, wat bring dit in jou na vore? Woede. Ons word kwaad. Hoe reageer jy? Tweedrag, partyskap, skering. Ek hou nie van daardie een. Afguns, dronkenskap, moord, uitspattigheid, rasery, gebruik die nuwe vertaling en alle dergelike dinge. Daardie ding wat ek en jy in die geheim doen, daar waar niemand my kan sien. Ek wil graag so ietsie vanoggend sê oor braasery. Nou braasery, weet julle beteken as ek my oor eet, amper sy oorvreet. Ek is gulsig, nee. Nou ek wil eintlik vir julle sê, weet julle wat skryf Paulus eintlik hierso? Paulus het 'n gedagte gehad, die gemeente in Galasië. En hulle het hulle in partytjies vervreet, dit was 'n drinkery gewees, dit was 'n gedansery wat gewoonlik met die seksuele gepaard gegaan het. Dis eintlik wat Paulus hierby bedoel. Want as ek as 'n gelowige Sondagmiddag my dalk net so bietjie te veel geëet, nou staan die Paulus sê, as jy jou aan braasery skuldig maak, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Dis nie wat Paulus hierby bedoel het nie. Julle het al flieks in Hollywood gekyk. Gaan kyk hoe lyk daardie partytjies. Dis waarvan Paulus gepraat het. Mense wat hulle oorgee in daardie dinge. Mense wat so leef, lyk soos die wêreld lyk soos Hollywood se partytjies. Het nie God se gees in hulle nie. En hulle lyk soos die wêreld en hulle tree soos die wêreld op. Sulke mense, sê Paulus, kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Teenoor die vrug van die God se gees in ons lewens. In vers 21. God se liefde is in my hart uitgestort. Wanneer ek 'n ander mens kan liefkry, ten spyte van wat ook al. Blydskap.
Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Blydskap nie omdat ek iets gekry het of omdat ek iets in die lewe, maar blydskap wat van binne kom, ten spyte van wat ook al. Wanneer God se vrede in my lewe heers, maak nie saak wat nie. Lankmoedigheid. Nie wanneer jy geduld het, jou geduld nie, maar wanneer God jou daardie lankmoedigheid gee vir 'n ander een rondom jou, meer as wat my geduld vra. Vriendelikheid nie uit jouself nie, maar dit kom van binne. Dit kom van binne en dis opreg. Wanneer jy goed is teenoor ander, tydig en ontydig. Ek dink Paulus het dit vir Timoteus geskryf. Dra die evangelie tydig en ontydig uit. En Paulus het nie gesê wanneer dit vir jou vir die ander, maar wanneer dit vir jou ontydig is, wanneer dit vir jou raak, wanneer dit vir jou moeilik is, dra jy die evangelie uit. Getrou aan hom, getrou aan sy woord, sagmoedigheid, selfs teenoor hulle wat jou haat. Selfbeheersing is juis die vrug van al hierdie dinge. Selfbeheersing sal in my en in jou lewe na vore kom wanneer situasies op ons pad kom. Selfbeheersing wanneer ek geestelik selfbeheers is, rustig is, wag op die Here, luister vir die Here. Wanneer ek 'n woord kan sê, wanneer dit reg is, wanneer die tyd reg is. Wanneer God se gees in my lewe is, dan is hierdie vrug van die Heilige Gees teenwoordig in my en jou lewe. Net so ook word hierdie vrug al meer in my lewe. Ek groei tot geestelike volwassenheid. Ek wil dit dalk vanoggend vir julle so verduidelik. Toe ek kind van God geword het, is hierdie dinge volkome aan my gegee. God se gees is nie gedeeltelik vir my gees nie, vol aan my gegee. Maar ons moet groei in die geloof. Ons moet op hierdie resies waarvan Paulus praat, moet ons groei in die geloof. Ons moet geestelike volwassenes word in die Here. Die Gees woon in my, daarom oortuig hy my, lei hy my en laat ek hom toe. En ek wil graag afsluit dalk met die sagte gedeelte wat Paulus in die eerste 2 verse van Galasiërs 6 skryf. Wanneer iemand dan gefouteer het, gesondig het, oortree het, dan sê hy vir die gemeente, wees julle sagmoedig en nederig en help daardie een, tel hom op die regte pad te kom. Maar wanneer ek en jy oortree het, gesondig het ons 'n voorspraak. Dan kan ons na die troon van genade gaan bely en berou hê. Dis eintlik ons geloofslewe in Christus. Is daai voortdurende belydenis en restituisie. Dis nie soos toe die Here jou kom red het 'n eenmalige nie. Belydenis van sonde en restituisie is 'n voortdurende proses. En dit is deel van geestelike groei in jou lewe. En dis hoe ons nader groei aan die Here. Dit is ook juis die getuienis dat God se Gees in my en in jou lewe is, teenwoordig is en werk. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord. Ons het dinge gehoor wat vir ons geraak het, die kinders.
Dankie dat U ook deur die Gees ons ook oortuig. Help ons ook om in daardie oortuiging dan ook te handel. Trek vir ons nader na U toe, nader na die lig toe. En Here, ons weet, die woord leer ons dat U heilig is, en dat hoe nader ons as U kinders aan U beweeg, dat ek ook al meer bewus word van wie ek is. Maar dankie dat U prys volmaak was, volbring is, en dat ek uit daardie oorwinning kan leef, omdat U opgestaan het. Dat U nie net gesterf het nie, maar dat U opgestaan het. Seën hierdie dag, Here. Seën een en elkeen van ons waar ons nou sal gaan, in hierdie dag, seën elkeen by hulle huis, ook in die week wat voorlê, seën hulle by hulle werke, seën hulle wat by die huis is, as afgetredenes. En seën ook vir ons, Here, en hulle wat die woord ook later sal hoor. Here, dat hierdie woord, nie my woord nie, U woord, tot 'n seën vir ander sal wees. Vra dit alles enkel en alleen uit genade uit. Amen. Kom ons staan en ontvang julle die seën. Mag ek en jy nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat so wandel, soos sy woord ons leer. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle. Amen.